Goeiedag dames en heren en welkom by nog Wiskunde in Afrikaans. Ons is besig met ons graad 10 reeks en vandag gaan ons kyk na desimale getalle. Eintlik wat ons gaan doen is die omskakeling tussen breuke en desimale getalle sonder die gebruik van 'n calculator. Want ek meen, wie wil die hele tyd 'n calculator gebruik? Dis boring. Okay? Hoekom wil jy 'n calculator gebruik as jy sommer die sommetjies in jou kop kan uitwerk? Nee. Easy peasy, spaar tyd, val in die eksamen. Okay. Vergeet nou maar eers gou van dit. Kom ons gaan kyk nou na desimale getalle en die omskakeling van desimale getalle na rasionele breuke. Ok, nou, onthou nou mooi. 'n Paar video's gelede het ons gepraat oor die definisie van 'n rasionale getal. En wat is 'n rasionale getal? Kan jy nog onthou? Maar as jy nie kan onthou nie, dan moet jy nou maar 'n paar video's terug gaan skiep en gou weer die video gaan kyk vir rasionale getalle. Maar ek is seker almal van julle onthou reeds wat dit is. Ok. En gaan in elk geval gou hier gee vir julle weer. 'n Rasionale getal is enige getal wat uitgedruk kan word as 'n breuk of 'n verhouding van twee heelgetalle. So met ander woorde, as ek het A op B, die breuk A op B, en indien A 'n heelgetal is en indien B 'n heelgetal is of 'n telgetal in hierdie voorbeeld, 'n telgetal, dan beteken dit dat hierdie getal wat deur A op B verteenwoordig word, hierdie getal is 'n rasionale getal. Nie sy simbool is Q. Ok, baie belangrik om hier te onthou, B mag nie gelyk wees aan 0 nie. Dis bitter belangrik om te onthou, want as B gelyk is aan 0, dan beteken dit jy deel deur 0. En as jy deur 0 deel, wel, ek weet nie, dalk ontplof jou brein of dalk skep jy 'n black hole en dit suig die hele aarde in of so ietsie, nee. Met almal van ons, so moet asseblief nie deur 0 deel, ek vra julle baie mooi. Ek wil nog so bietjie hier op die aarde wees. Ok, B mag nie 0 wees nie, want as jy deur 0 deel, dan dis 'n error, nee, jy mag dit glad nie doen nie. Ok, so onthou nou mooi, dit is die definisie van 'n rasionale getal. Nou het ons 'n klomp voorbeelde gehad. Ons het gaan kyk na byvoorbeeld ietsie soos, kom ons sê, 7/6, nee, wat van hierdie getal? 'n 7/6, is dit 'n rasionale getal? Wel, ja, kyk, die 7 is 'n telgetal en die 6 is ook 'n telgetal, so 7 op 6 is dan 'n rasionale getal. Ok, nou, indien ons 7 op 6 wil omskakel na 'n desimale getal toe, wat ons op ons calculators doen is ons vat 7 gedeel deur 6. So, pluk jou calculatortjie uit gou en ons sê 7 gedeel deur 6 en dit gee vir my die volgende. 7 gedeel deur 6 is 1,16666 en so gaan dit aan en so gaan dit aan, maar jou calculator gaan die laaste syfer afrond na 7 toe. So jou calculator gaan nou hier 'n 7 insit. Hy rond dit maar net af, maar eintlik wat hier gebeur is die 6'e hou maar net aan en aan en aan en aan tot in die lengte van daar. Ok, dit hou nooit op nie. Dit hou aan tot infinity toe. Ok, so 1,1666666 en so gaan dit aan. Ok, right. Nou, hier in die geval was dit nou maklik vir ons gewees. Ons kon nou die calculator gevat het en ons sê 7 gedeel deur 6 en dit gee vir ons die desimale getal. Ok, maar nou is daar miskien eendag 'n voorbeeld of daar's eendag 'n situasie waar jy nou nie die calculator het en wat maak jy dan? Dis hoekom ek sê, ja, calculator is boring. Jy kan nie altyd op die calculator staat maak nie. Ok, so ek gaan nou vandag vir julle wys hoe om desimale getalle om te skakel na rasionale, kom ons noem dit rasionale getalle, maar onthou nou mooi, 'n rasionale getal is maar dieselfde as 'n verhouding tussen twee heelgetalle. Nee, is 'n breuk, is 'n verhouding tussen twee heelgetalle. Ok, so kom ons gaan kyk gou na die volgende getal. Ek gee vir jou die volgende. 10,127. 10,127. Ok, nou, die eerste vraag is 10,127 'n rasionale getal? Ok, nou as jy nou mooi onthou van my vorige video af, het ek gesê, die desimale vorm van 'n rasionale getal, daar's twee dinge, dit eindig of dieselfde patroon hou aan en aan en aan en aan. In hierdie geval sien ons hy eindig.
Ok, hy eindig na 3 desimale. Die laaste desimale syfer daar is 'n 7 en dan eindig hy. So met ander woorde, ons kan veilig aanneem dat 10,127 'n rasionale getal is. En omdat dit 'n rasionale getal is, kan ons dit baie maklik omskakel na 'n breekvorm toe. Ok, nou, ons kan mos sê 10,127 is dieselfde as 10 plus 0,127. Ons mag dit mos sê, nee, is mos die waarheid. Nee, 10 plus 0,127 is dieselfde as 10,127. Ok. So wat ons nou gaan doen is, ons gaan nou net op hierdie 0,127 gedeelte fokus vir nou. So kom ons trek hom uit hierdie kant toe. Ek gaan hom nou lekker groot skryf. 0,127. Ok. Nou onthou nou mooi, maybe toe jy nou nog in die laerskool was of so, het ons gepraat van wanneer ons nou plus of minus somme optel of aftrek somme doen, en jy gebruik hierdie metode waar jy sê 1000 plus 237, en dan het jy nou gesê 0 plus 7 is 7, 0 plus 3 is 3, 0 plus 2 is 2, 1. Onthou jy dit, wat jy op laerskool gedoen het, ok? Toe die meneer of die juffrou seker vir jou gesê, ok, hierdie is die 1e posisie, hierdie is die 10e posisie, hierdie is die 100e posisie, en hierdie is die 1000e posisie. Ok, goed, as jy dit kan onthou, dan is jou kop deur, dan weet jy reeds wat hier aangaan. Want wanneer ons met desimale syfers werk, dan is dit presies dieselfde. So check gou hierso. Wanneer jy regs van die komma beweeg, nee, nou soos ons nou in die desimale gebied, dan is dit dieselfde ding. Die 1 staan in die 10des plek. Ok, die 10des plek. So met ander woorde, die 10des plek. Ok, dis hoe ons dit verteenwoordig, nee, met daai simbool, die 10des. Die 2 staan in die 100stes plek. Ok, en jy kan ons nou raai wat verder aangebeur. Die 7 staan in die 1000stes plek. Ok, so eintlik wat ons hier het, die 127, eintlik wat ons hier het, is 0 plus 1 op 10. Ok, 1 op 10. 1 op 10. Ok, plus 2 op 100. Ok, kyk mooi, 2, daai 2 wat ek daar wys, op 100. Ok, plus 7 op 1000. 7 op 1000. Ok, nou, as jy hierdie 1 op 10 of 1 gedeeld deur 10, 2 gedeeld deur 100 of 7 gedeeld deur 1000 op jou calculator intik om die desimale fraksie te kry, dan kry jy die volgende. 0 plus 0,1 plus 0,02 plus 0,007. Ok, goed. En as ons nou baie mooi kyk en baie mooi oplet hierso, wanneer jy al hierdie bymekaar tel, dan gaan dit dieselfde wees as 0,127. Ok, right. So, kom ons kom terug na die 10 en die 0,127. Wat ons eintlik hier mos dan nou het, is 10 plus 1 op 10 plus 2 op 100 plus 7 op 1000. Ok, ek glo almal van julle verstaan nog sover, nee. Die nuwe ding wat jy nou moet leer hierso, is die 10des plek, die 100stes plek en die 1000stes plek. Alright, so dis die belangrikste ding wat jy nou hier vir nou moet onthou eers. Goed, so, gestel nou ek gee vir jou die volgende getal. 5 en kom ons sê 3/5. Ok, gemengde getal, 5 en 3/5. Nou sê ek vir jou, skakel 5 en 3/5 om na 'n desimale getal, ok, sonder die gebruik van jou calculator. Na 'n desimale getal, sonder die gebruik van jou calculator. Right, so kom ons gaan kyk nog gou hoe doen ons dit. Nou, 5 en 3/5 kan mos ook gesê word is 5 plus 3/5. Is dit nie waar nie? Kan 'n mens dit sê?
Ja, dit is inderdaad so. So 5 en 3/5 kan jy ook uitdruk as 5 plus 3/5. Ok, nou wat doen ons nou van hier af? Onthou nou mooi, toe ons die nommer 0,127 gehad het, toe het ons gesê, dis dieselfde as 0 plus 1 op 10 plus 1 op 100 plus 1 op 1000. Ok, so hier is die trick, hier is die belangrike ding wat jy nou moet onthou. Ons moet ons 3/5, ons breekgedeelte, in 'n vorm kry, sodat dit of 'n tiende of 'n honderdestes, of 'n tiendes of 'n honderdstes of 'n duisendstes kan wees. Ok, so ek sê weer, ons moet ons breek omskakel, sodat dit of 'n tiendes of 'n honderdstes of 'n duisendstes kan wees. Want as dit 1 op 10 is, dan weet ons dis 0,1. Alright? As dit 1 op 100 is, weet ons dis 0,01. Ok, het gaan nou sin maak. En as dit 1 op 1000 is, weet ons 1,001. By the way, kyk gou hierso wat belangrik is. Daar's 1 0 na 10, so daar's 1 syfer na die desimale. Daar's 2 nulle na 100, so daar's 2 syfers na die desimaal. Kan julle sien? Daar's 3 nulle na 1000, so daar is 3 syfers na die desimaal. Ok? Dis jou sleutel, dis jou key daai, dis hoe maklik dit is. So, hoe kan ek 5 op 3 kry na of 'n tiendes, of 'n honderdstes, of 'n duisendstes? Nou die eerste vraag wat jy moet vra is, watter een van die 3? Moet ek hom na die tiendes toe vat? Moet ek hom na die honderdstes toe vat? Moet ek hom na die duisendstes toe vat? Wel, 5 is minder as 10. So het maak nie vir jou sin om 5 na die honderdstes toe te gaan vat nie. Jy sal nog steeds dieselfde antwoord kry, maar dit maak nie sin nie. So jy werk na die naaste ene toe. Ons vat die 5 na 'n tiendes toe, nee, ons vat die 5 na 'n 10 toe. Ok, nou, om 3 op 5 in 'n vorm te kry waar dit iets op 10 is, wat moet ons doen? Kan julle nou julle breuke onthou van graad 7? Nee, graad 7, graad 8, kan julle onthou? Ons moet bo en onder maal met 2. Om 'n eweredige breek te skep. Ok? As ons onder maal met 2, dan kry ons 10, en as ons dan nou bo maal met 2, dan kry ons 6. Ok? So, wat ons dus nou hier het is 5 plus 3 maal 2 is 6 op 10. Ok, nou, wat is 6 op 10? Wat gebeur hierso? 1 op 10 is 0,1, so 6 op 10 moet dan wees 0,6. 1 syfertjie, nee, 1 0, 1 syfertjie na die desimaal. So, 1 op 10 is 0,1, dan is 6 op 10 is 0,6. Ok, sê nou maar dit was 8 op 10, dan was dit gewees 0,8. Nee, maklik. Sê maar dit was 2 op 10, dan was dit gewees 0,2. Ok, net so maklik soos dit. So jy skakel jou breekgedeelte om na of tiendes, honderdstes of duisendstes toe, die een wat die naaste daaraan is. Die een wat die naaste daaraan is. Ok. So, kom ons gaan kyk nou verder. As ek nou 5 plus 6 op 10 het, en onthou nou mooi, ek het gesê 6 op 10 is 0,6, dan het ons dieselfde hier as 5 plus 0,6, en wonder bo wonder gaan dit wees 5,6. Right, nou die ultimate toets, kom ons vat ons calculators en ons gaan kyk, ons werk dit uit, goed. So ek vat my calculator en ek druk in 5 en 3/5, en wat kry ek daarso? Hey, ek kry 5,6, presies wat ons hierso uitgewerk het. Easy peasy, nee. Baie maklik gedoen. Nee, goeie tye, quite easily done. Ok, kom ons doen 'n volgende voorbeeld. En, ok, kom ons maak dit so bietjie moeilik, kom ons spice dit so bietjie op, nee. Ons sit so bietjie extra spices by, so bietjie chili poeier en, ek weet nie, woestersous. Nee, kom ons maak dit 'n bietjie spicy. Werk vir my die desimale getal uit van 3 en kom ons noem dit dan 3 en 'n 3/4. Wat van dit? 3 en 'n 3/4. Ok, in
in hierdie geval kies ek sommer net 'n nommer, want hulle werk almal dieselfde. Ok, so kom ons gaan doen die desimale omskakeling van hierdie gemengde getal 3 en 3/4 na hierdie gemengde getal na desimaal ja. Ok, so onthou nou mooi, ons kan ook hier so sê, dis 3 plus 'n 3/4. Ok, nou, wat doen ons nou? Ons moet mos nou gaan kyk, wat kan ons doen om hierdie breek om te skakel na of tiendes, of honderdstes, of duisendes, nee. Ok, nou, ek het nou in die vorige voorbeeld gesê, die 5 is minder as 10, so daarom gaan skakel ons die 5 om na 10 toe. Nou in hierdie geval, die 4 is ook minder as 10, maar nou, waarmee moet 'n mens 4 maal om 10 te kry? Ok, dis te moeilik. As jy nou sê 4, 8 en die volgende is 12, ok, dit gaan nou nie werk nie. So 4 deel nie mooi in 'n 10 in nie. So wat doen ons nou? Ons gaan na die volgende ene toe. Ons gaan kies nie tiendes nie, ons gaan kies honderdstes. En die rede daarvoor is 4 kan in 100 indeel. Ok, en as jy nou slim genoeg is en jy weet reeds die antwoord, hoeveel keer kan 4 by 100 indeel? 25 keer, kan jy dit glo? Ok, so 4 maal 25 gaan vir my 100 gee. En as ek onder die breek gemaal het met 25, dan moet ek mos bo in die breek ook maal met 25. So dan op die eind van die dag kry ek 3 en, wat is 3 maal 25? Moenie die calculator vat nie, wat is 3 maal 25? Is 75, ok, 75 op 100. Goed, nou, as 1 op 10, ekskuus tog, 1 op 100, as 1 op 100 0,01 was, 2 syfers, 2 nulle, 2 syfers na die desimaal, wat gaan 75 op 100 wees? Dit gaan wees 0,75. 0,75, kan jy sien? Wat gaan 66 op 100 wees? 0,66. Sjoe, dis daarom maklik. Wat gaan 5 op 100 wees? 0,05. Jy moet mooi kyk hierso. Hierso staan nie 50 nie, so dit kan nie 0,50 wees nie, want dis te veel, dis hopeloos te veel. So, 5 op 100 is 0,05, nee. As 1 op 100 0,01 is, dan is 5 op 100 0,05, en wat is 99 op 100? Dit is, ja, is reg, is 0,99. Goed, so as ons dan nou het 3 plus 75 op 100, dan is dit dieselfde as 3,75. Ok, so 2 lekker maklike, eenvoudige voorbeelde wat jy kan vat, en jy kan hulle ook by die huis gaan uitwerk, en jy kan lekker gaan kyk daarna, lekker speel met dit, jy kan vir jouself syfertjies uitdink, en jy kan gaan kyk of jy hulle kan in 'n desimale vorm gaan kry. Alright. Nou, dames en here, nou gaan ons sommer baie spices bygooi. Klomp peper, paprika, woestersous, tomatiesous, whatever jy wil. Ons gaan nou al die spices bygooi. Ok. Onthou nou mooi wat ek gesê het. 'n rasionale getal se desimaal eindig byvoorbeeld 0,5. Hy eindig net, ok, so dis 'n rasionale getal. Of, wat was die ander ene gewees? Dit het 'n patroon, En dit kan iets wees soos 0,3333 tot 'n oneindigheid, en ons dui dit aan deur te sê 0,3 met 'n doetjie op. Ons maak die doetjie groter. Ok, so dit wys vir ons die 3 herhaal altyd, tot in ewigheid toe. Maar ons het ook al ander voorbeelde gesien, soos 0,272727, ok? En in die geval is dit die 27 wat aan mekaar herhaal. Ok, en ons dui dit aan as 0,27, en ons sit 'n streepie op die 2 en die 7, want dit dui aan dat dit die 2 en die 7 is wat aan mekaar herhaal. Ok.
Kom ons gaan kyk, hoe kan ons nou die desimale, hierdie desimale getalle, hierdie herhalende desimale getalle, terugskakel na rasionale getalle toe. Ok, die 0,5 het ons so al van die begin van die video gedoen. Jy moet behoort nou op die stadium al te weet, dis 1 syfer na die desimaal, met ander woorde, dis in die 10des plek, so met ander woorde, 0,5 is dieselfde as 5 op 10. Ok, dit behoort nou vanselfsprekend vir jou te wees. Dis nou al maklik, nee, ons gaan nou nie verder terug gaan daar nie, jy is nou baie slim, jy is nou slim genoeg, jy verstaan dit, is sommer 100%, nee. Ok, nee, ek speel sommer. Indien jy dit nog steeds nie verstaan nie, asseblief, sit daar vir my 'n vraag in die comments in, en dan sal ek dit vir jou antwoord. Ok, ek sal vir jou help so ver as dit ek kan. Alright, moenie sommer net vanselfsprekend aanvaar nie, daar is nooit so iets soos 'n dom vraagie. Jy vra vir my in die comments en ek sal dit weer vir jou wys. Ok. Nou wat maak ons? Wat maak ons as ons 'n getal het wat so lyk? Kom ons kies die volgende. 0,4444 en hy gaan aan tot in ewigheid. Ok, so kom ons gebruik die kennis wat ons nou reeds het. Ons weet dit is 0 plus 4 op 10 plus daai 4 op 100 plus 4 op 1000 plus 4 op 10.000, ok, right, die nulle raak het aan mekaar meer, plus, ok, ek meen, nou waar eindig ons? Hoe lang gaan ons met dit aangaan en waar eindig ons op die eind van die dag daarmee? Alright, so jy kan sien, hierdie plan is eintlik 'n plan nie. Hierdie gaan nie vir ons werk nie. Ons het 'n anderste manier nodig om daai desimaal om te skakel. Ok, so hoe gaan ons dit doen? Wel, ok, right, daar's nou 'n baie mooi triek wat ons dit kan doen. Ok, die eerste ding wat ons moet gaan doen, is om te gaan kyk, hoeveel syfers herhaal? Hoeveel? Nee, letterlik hoeveel? In hierdie geval sien ons die 4 herhaal aan mekaar. Die 4 herhaal aan mekaar. So beteken, daar's 1 herhalende syfer. 1 herhalende syfer. Ok, so wat dit beteken is, ons gaan werk in die domein van die tiendes. Ok, laat ek gou insink. Laat ek gou maatjies maak met al die kennis daar in jou kop. Daar's 1 herhalende syfer, so ons gaan werk met die tiendes. Dit is baie belangrik, jy moet dit nou mooi onthou. Ok, so nou wat ons gaan doen, is ons gaan stel vir ons 'n vergelyking op. En ons gaan sê, daai vergelyking is as volg. X, wat 'n onbekende plekhouer is. 'n onbekende plekhouer. Ok, nou, asseblief, as hierdie jou eerste ontmoeting met X is, alright, nie jou X nie, met die letter X, nee, met die algebra, die wiskunde algebra X, moenie skrikkie, alright, ons gaan binnekort uitkom by die inleiding tot funksies in algebra, en dan gaan dit baie duidelik vir jou word. Maar vir nou leer hierdie prosedure nou so. Ons gaan sê X en X is 'n onbekende plekhouer wat enige waarde kan aanneem. Ok, right. So as jy dit nou nie verstaan nie, en jy gaan nou verder aan met hierdie kursus, hierdie graad 10 kursus, en jy kom nou op 'n punt waar jy nou wel vir X verstaan, dan kan jy terugkom na hierdie video toe, dan gaan vir jou baie meer sin maak, maar vir nou leer hierdie metode. So ons gaan stel vir ons 'n vergelyking op, en ons gaan sê, hierdie vergelyking werk so. X, 'n onbekende plekhouer, ok, right, is gelyk aan die getal wat ons wil omskakel, 0,4444 ensovoorts. Ok, dit is wat die X is. Nou onthou nou mooi, ek het gesê ons werk in die domein van die tiendes, want ons het net 1 syfer wat herhaal, 1 syfer wat herhaal. So wat ons nou gaan doen is, ons gaan maal hierdie vergelyking met 10. Hierdie vergelyking gaan maal ons met 10. Nou ons moet beide kante van die is gelyk aan met die 10 maal. Beide kante. So nou kry ek 10 maal X is 10X. En dit moet gelyk wees aan 10 maal met 0,44444. Nou, as jy 'n desimale getal maal met 10, wat gebeur is, die komma skuif 1 plek aan, na regs. Ok, dis 'n triek, dis 'n klein triek wat jy nou gaan leer hierso. As ek moes gemaal het met 100, hoeveel keer sou die komma geskuif het? 2 keer. Ok, kan jy sien wat gebeur hierso?
as ek gemaal het met 1000, dan die komma 3 keer geskuif. So as ek met 10, 100, 1000, 10.000 miljoen maal, dan skuif die komma met die hoeveelheid kere met soveel nulle soos wat daar in die getal is. Nee, 10 het 1 nul, so die komma skuif 1 keer aan. 100 het 2 nulle, so die komma skuif 2 keer aan. Ok, goed. So dus kry ek hierso 4,4444444 en hy gaan aan tot in ewigheid. Die 4 hou nooit op nie. Ok, daar's soveel as wat jy aan kan dink en nog meer. Ok, so nou wat ek gaan sê is, as ek hierdie gaan noem vergelyking 1 en ek gaan noem hierdie ene vergelyking 2, dan sê ek nou, ek vat vergelyking 2 en ek gaan trek 1 van hom af. Ok, so vergelyking 2 minus vergelyking 1. Vergelyking 2 minus vergelyking 1. Ok, so alles aan hierdie kant van die is gelykant teken. 10x minus x. As ek 10 appels het en ek trek 1 appel af, hoeveel appels het ek oor? 9 appels. 9 x'e. As ek 10 x'e het en ek trek 1 af, dan het ek 9 x'e. Ok. En hierdie kant het ek dan 4 met sy miljoen en oneindig 4 na die desimaal. En ek het 0,4 met sy miljoene en sy oneindige na die desimaal. So as ek sê 4 met al sy 4 desimale minus al die 4 desimale, wat bly oor? Net die 4. Kyk mooi. Ek het die hele desimale van mekaar afgetrek. Kan julle sien? Dit is 4,4444 ensovoorts minus 0,4444 ensovoorts. So hierdie gedeelte het ek alles daar afgetrek, so dis net die 4 wat oorbly. Ok, maak dit vir julle sin? Ek hoop dit maak sin. Ok, as jy sukkel weer eens, vra my en dan sal ek vir jou mooi verduidelik. So nou is dit maklik van hier af. Wat is die x nou? Ok, goed, as ek hierdie kant maal met x en ek vat hom oor die is gelykant, dan moet ek aan die ander kant deel. Ekskuus tog, maal met die 9. As ek hierdie kant maal met die 9 en ek vat hom oor, dan moet ek aan die ander kant deel met die 9. So dis het ek hierso 4 gedeel deur 9. En dis dit. So die desimale getal 0,4 herhalend, nee, wat beteken 4 is dieselfde as 4 negendes of 4 op 9. En kom ons gaan toets dit. Kry jou calculator. 4 gedeel deur 9, goed. En woepwaps, dis 0,4 herhalend al die pad tot in ewigheid toe. Ok, ek hoop dit maak sin. Kom ons gaan doen nog een voorbeeld gou voor die einde van hierdie les. Ok, so kom ons try die volgende. Werk vir my uit, wat sal die rasionale breek wees van die volgende ene? 0,134134 ensovoorts. Ok, kom ons kyk of ons dit kan doen. Nou, jy kan, as jy wil, die video pause hierso en kyk of jy dit kan uitwerk. Kyk of jy kan slim genoeg wees, nee? Gebruik die beginsels wat ek nou net vir julle verduidelik het. Maar ok, as jy nou dink, ok, wag, meneer, ek het eintlik nog so 'n bietjie oefening nodig, kom ons werk om gou saam uit. Die eerste vraag wat jy jouself afvra is, hoeveel syfers herhaal? Onthou nou mooi, in die vorige voorbeeld was dit die eerste ding wat ons gedoen het, hoeveel syfers herhaal? So kom ons gaan kyk. 134, 134, 134, so wat herhaal? 134, 134 is die patroontjie wat die hele tyd herhaal. En nou in hierdie geval het ons 3 syfers wat herhaal. Die vorige keer het ons 1 gehad, toe het ons met die tiendes gewerk. As ons 3 syfers het wat herhaal, dan werk ons met die, dis reg, met die duisendstes. Jy gaan kyk hoeveel nulle daar is. Ons gaan werk met die duisendstes. Ok, so kom ons gaan doen dit nou verder. Nou gaan stel ons gou vir ons 'n vergelykingkie op. X, die onbekende, die breek wat ek eintlik soek, is gelyk aan, ok, 0,134, 134, 134, en so aan. Ok, nou het ons mos gesê, ons werk met duisendstes, so wat ons nou gaan doen is, ons gaan maal hierdie vergelyking met 1000. Dan kry ons aan hierdie kant van die is gelyk aan 1000x, en aan hierdie kant kry ons dan
Onthou nou mooi, hoe het ek gesê, as jy met 1000 maal en 1000 het mens nou 3 nulle, dan skuif die komma 1, 2, 3 plekke aan, soos sy nuwe posisie sit daarso. So hierdie kant het ons dan 134, 134, 134, 134. En so gaan hy aan, en so gaan hy aan, en so gaan hy aan. Ok, goed. Nou trek ons noem ons nou hierdie ene vergelyking 1, en ons noem hierdie ene vergelyking 2, en ons gaan trek vergelyking 1 van nommer 2 af. Met ander woorde, vergelyking 2 minus vergelyking 1. So 1000 x'e minus nog 'n x. Ok, as ek 1000 piesangs het, en ek gaan trek een van hulle af, of ek eet een van hulle, hoeveel piesangs het ek oor? 999 x'e. 999 piesangs. Ok, goed. En weer eens aan hierdie kant, as ek die desimale gedeelte aftrek, wat bly oor vir my hierso? Net 134. Ok, en nou raak dit eenvoudig. As ek hierdie kant met 999 gemaal het, en ek vat hom oor kan die is gelyk aan, dan moet ek aan die ander kant deel met hom. So met ander woorde, die breek wat ek soek is 134 op 999. Ok, en weer eens, wat is die toets? Kom ons gaan vat die calculator gou en ons gaan werk dit uit. Kom ons gaan sê 134 gedeel deur 999 en woepwaps, daar kry ons nou 134, 134, 134, 134. Alright, ek hoop dit maak dit nou vir julle makliker, dames en here, baie makliker om te sien. Goed, so ons het 'n omskakeling gedoen van 'n rasionale getal na sy desimaal toe. Ok, en dan het ons ook die teenoorstelde gedoen, wat maklik was. Ons het die desimaal gevat, en ons het hom omgeskakel na 'n rasionale getal. Ok, so vanaf 'n breek, 'n verhouding, 'n breek na desimaal toe, en vanaf die desimaal na 'n rasionale getal toe het ons ook gedoen. Ok, ladies and gents, baie dankie dat julle my vandag saam met my in die klas bygewoon het. Ek waardeer dit vreeslik baie dankie vir julle aandag. Like en subscribe en allerlei lekker goedjies. Pas julle self mooi op en ek sien julle dan in die volgende les. Tot dan toe. Bye bye.